ons wil sommer net so hier aan die einde van die jaar, ons sê nou die einde van die jaar, maar eintlik aan die einde van die een kerkjaar en eintlik ook reg aan die begin van 'n nuwe kerkjaar, sommer net 'n paar gedagtes met julle deel. Ja, ek dink van my kant af, jy weet, soos wat ons in die adventseisoen ingaan, dan is daar amper half 'n gevoel of 'n gedagte dat mense besig is om af te skaal en rustig te raak en besig is om al die planne en die projekte, jy weet, kant toe te skuif en een kant te sit, sodat ons rus en iets meer. En ek dink natuurlik as gevolg van die westerse manier van lewe, is dit hierdie tyd van die jaar en van daai seisoen. Maar in die kerklike omgewing, in die kerklike jaar, is dit die begin van 'n nuwe tyd. En dit is hoekom ons 'n advent doen. En dis ons nuwe jaar, dis die Christelike nuwe jaar. En met daai nuwe jaar is daar 'n aankondiging vir iets wat kom. En ek dink Adventus. Ja, Adventus. En nie net van die kerk se kant af nie, maar van 'n geestelike en spirituele aspek is ons besig om op 'n nuwe reis te gaan. Ons is besig om amper half die reset knoppie reeds te druk. En met hierdie afwagting van die Christus wat vir ons gegee word. Dit kan vir jou beteken dat jy dalk 'n nuwe baan inslaan in terme van jou godsdienstige gebruike, jou kultuurtjies, jou karakterdinge waarin jy werk en skaaf saam met die Here. Maar dit kan ook vir jou beteken dat jy iets vier, dat jy regtig 'n punt daarvan maak om uit dankbaarheid vir God te sê, Here, dankie vir hierdie nuwe seisoen, dankie vir hierdie nuwe jaar, dankie vir hierdie gespaarheid wat vir ons gegee word. En in die Joodse gebruik, in die godsdienstige gebruik reg deur die Bybel, was daar 'n baie groot ding rondom die aanbreek van 'n nuwe seisoen. Die aanbreek van 'n nuwe dag, aanbreek van 'n nuwe maand, aanbreek van 'n nuwe bedeling. En dis wat ons so 'n bietjie met julle wil deel oor. Ja, as ek kan aansluit by Pieter, ek dink ook iets wat mense natuurlik ook oor nadink met die aanbreek van Advent is, en dit kom eintlik saam met 'n soeke na en 'n aanbreek ook van 'n nuwe seisoen in jou geestelike lewe, is natuurlik 'n nuwe seisoen in verhoudings. Dis ook 'n goeie tyd van die jaar om bietjie te besin oor die verhoudings waarin jy staan met jou eggenoot, met jou kinders, met vriende, familie, met kollegas, en om regtig ook op 'n sinvolle manier 'n nuwe blaadjie om te slaan, om te sê, maar kom ek probeer in hierdie jaar om te herstel wat herstel moet word, om weer kontak te maak met iemand met wie jy al kontak verloor het, en om verhoudings wat daar is, wat sterk is te versterk, wat ek dink deel vorm en hoe vir ons behoort deel te vorm van 'n adventstyd. Amper ook deel van ons Christelike ethos wat ons uitleef ook in hierdie tyd. Ek dink van 'n kerklike kant af, Simon, van my kant af wil ek ook net dankie sê vir al die harde werk van elke liewe een van julle wat ingegaan het in hierdie jare. Ons het ongelooflike dinge bereik, te midde van die situasie, te midde van die omstandighede waarin ons was. En ek wil eintlik al sê, ek is trots om 'n rooi scroller te wees, soos wat ek hier vandag sit. So moeg as wat ons is, so uitgeput soos wat ons is, ek dink het ons dinge reg gekry hierdie jaar wat ons nooit gedink het sou moontlik wees, te midde van die omstandighede wat om ons geheers het nie. En van my kant af, regtig vir elke liewe een van julle wat kerk toe gekom het, wat deel gevorm het van een of ander projek of uitreik, wat deel was van die bazaar, wat vergaderings bygewoon het, wat versorging gedoen het van hulle wat in nood was, wat gegee het, wat opgeoffer het, sodat ander kan hê wanneer hulle in nood was en dis meer. Dankie vir dit. En dankie ook vir jou kollega. Nee, dankie vir jou. Nee, dankie vir jou. En vir al die kantoorpersoneel en die terreinpersoneel en almal wat elke Sondag maar klop het, die diakens, dink ek ook aan in besonder, ons musiekgroepe, ons tegniese spanne. Almal, dankie so baie. Aan elke liewe bediening en hulle leiers wil ek uit my hart uit sê dankie. Julle is die hartklop van hierdie gemeente en alhoewel ons hierdie jaar afsluit
is daar groot opgewondenheid oor die nuwe Adventus en die nuwe bedeling en die nuwe era wat aanbreek. En ek dink van my kant af net regtig dankie. Laat my net dink aan is dit Esegiel? Ek kan nou vir die oomblik nie onthou nie. Ek dink is Esegiel waar die Here sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Wat natuurlik deel vorm van 'n advent en wat nou vir Israel aangebreek het. En aan die een kant is deel daarvan om terug te kyk en om dankie te sê, maar dan ook 'n ander deel daarvan natuurlik is om ook te sê met God wat ons hoop is, met God in wie se hande ons lewens en ons elke dag lê, dat daar inderdaad ook in 'n nuwe jaar vir ons baie nuwe uitdagings voor lê en daarmee van ons kant af baie sterkte vir al die nuwe avonture vir die jaar wat voor lê, sterkte vir as jy nuwe werk begin het, baie sterkte daarmee. Dalk is jy besig om in die stryd te tree met ietsie soos kanker of met 'n siekte of 'n kwaal wat vir jou op die stadium aftrek en daarom sterkte daarvoor sterkte en ons weet is dat die Here regtig sy hand van bewaring, genesing en liefde en genade en geregtigheid vir elkeen sal oopmaak en vir ons as gemeente sal begelei in die jaar wat voor lê. Ek dink so aan Romeine 15 waar Paulus hierdie gebed het en dis eintlik ook deel van wie ons wil wees as gemeente, maar die gebed wat hy sê, mag die God van hoop deur die geloof sy vreugde en sy vrede in julle harte uitstort, dat julle oorvloedig mag wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. En dis my gebed vir die gemeente, vir elkeen van julle, vir hierdie advent vir 'n nuwe tyd wat aanbreek. Ja, dankie. Ek dink jy bedoel Jeremia, dankie. Jeremia. Jy sien, dit is onseker, dankie. Jeremia. Dankie. Ja. Familie, dankie vir elkeen van julle. Mag julle 'n wonderlike feesseisoen hê. Mag julle 11 on the shelf speel met die kinders. Lekker Kersboomversierings doen. Ons sien julle nog steeds deur hierdie tyd tot en met Kersdag, waar ons nog steeds ons advent seisoen gaan doen. Ons tema vir hierdie advent is wanneer die lig deur die duisternis breek. En ons is opgewonde om met hierdie tema tot en met Kersdag te gaan en ons sien julle elke liewe een van julle daar. As daar nog van julle is wat vir die koskas skenkinkies wil bring en blikkies kos, nie bederfbare dingetjies, asseblief bring dit elke Sondag vir ons. Ons gaan ons koskas weer lekker vol maak. Dankie ook vir elkeen wat al gebring het. Dit het al reeds 'n groot verskil gemaak. Maar ons sien julle dan en geniet hierdie laaste rukkie van die jaar en asseblief as julle op die paaie gaan wees veilig, kom veilig terug en geniet die rustyd. Ons bid vir julle en mag die Here julle seën en met elkeen van julle wees tot in ewigheid. Amen. Amen.